Maar dit is ook belangrijk, nee? Goed, so elke keer dat jy vir jou kind 'n boek lees, sê jy vol. Boeke is belangrijk. Stories is lekker. En ek hou daarvan om tyd saam met jou te spandeer. As 'n kind hier by sy mamma of sy pappa sit, of mamma of pappa lê langs hom in die bed, of langs haar in die bed, dis kwaliteit tyd. Niks in hierdie hele wêreld kan dit vervang. Niks. As jy is waar ek is, dan het die mens, dan se mens spyt oor die tyd wat jy gemis het. Ek het een kind van my 3 kinders is lief vir lees. Sy het nie nou tyd om te lees want sy is swart. Die ander moes liever aan vir lees want sy het geleer, haar leerwerk was leeswerk. Die graadkind weet nog nie wat hy mis nie. So, ek is spyt vir die tye wat ek gehad het, wat ek aan ander minder belangrike goed spandeer het. Eerder as my kind op my skoot of in my bed langs my met 'n storie. Ons kinders is woordarm. Dis wat ek hoor as ek by die skole kom. Juffrou, ons kinders is woordarm. Juffrou, maar ons ouers praat nie met ons kinders nie, en dit is so. Baie van julle kom altyd 6:00 vanaand by die huis. Nou moet julle kos maak, die wasgoed moet gedoen word, die huis moet skoongemaak word, die kar moet gewas word. En dan moet die kinders eet, en dan sal nog huiswerk wat moet gedoen word as daar nie 'n tannie was wat kom help nie. Ek verstaan dit anders. Ek is deur hierdie. Deur dit. Julle pynne wat julle nou ervaar, ek ook ervaar. Maar daar is tyd. Daar moet tyd wees. Al is dit 5 minute vir lees elke dag. Elke dag. As jy nie by lees uitkom, praat ten minste met jou kind. Vra jou kind vra. Gesels as jy die tafel dek. Hoekom dink jy ons het vir nodig? Wat gaan gebeur as mamma nou vanaand sop gee en ons gee vir almal 'n vir? Dit gaan baie lekker in 'n nasie. Die lekker bespreking, die woordeskat wat daaruit kan kom. Ons kan tafelmaniere, hoekom lekker mense jou mes aflê? Wat gaan gebeur as jy jou mes aflê? 2 vreem in 1 klap. Tafelmaniere en woordeskat en gee jou opinie. En dan kan jy doelbewus met jou kind begin redeneer daaroor. Nee, maar my mes is stom, dit gaan nie my tong sny nie. Ja, maar mamma, môre het ons 'n styfmes en dan, wat gebeur dan? Staan julle die lekker waardevolle besprekings en woordeskat ontwikkeling? Ek is amper klaar. Hoe kan ek dit doen? Lees gereeld saam met jou kind. Elke dag. Elke dag. Al is dit 3 bladsye. Maak dit lekker. Sit die geluide by. Wees nie aansbors. Dramatiseer. Ons het gisteraand nog gelees van die varkies en die wolfie. Nou gaan ek en jy en pappa en boetie, ons gaan dit nou dramatiseer vanaand. Het julle daai skors gesien? 5 minute van lekkerte. As 'n gesin saam. Hoe spesiaal kan dit wees? Kies iets waarvan jou kind hou. Moenie vir 'n seentjie gaan lees van goue lokkies. Nou nie van dit nie. Lees hom van wie het op my kop gebollie. Nou so goed. Steeds nou vir. As jou kinders dit gaan lees vir hulle van die geraamte in die klas. Dis nie kompleks stories nie. Dis oulike stories. Gaan soek in die biblioteek. Ons kan nie meer 'n verskoning hê om te sê ek het nie boeke nie. Ek het nie geld om boeke te koop vir my kinders nie. Ons dorpsbiblioteek het ongelooflike kinderboeke. Gaan krap 'n bietjie rond daar. Moenie vir jou kind 'n boek uitneem oor motorfietsse wat in Engels is, as hy in graad 3 is en verwag hy moet nou lees en verstaan en kom terug vertel en redeneer nie. Hy gaan nie kan nie. Hy gaan wild, hy gaan dalk byskrifte by die foto's kan lees, dis goed. Maar kies boeke wat op hulle vlak is, wat jy weet hulle self kan lees. En dan as jy vir hulle lees, kan die boek vir so maar bo hulle ontwikkelingsvlak wees. Hoe beter die woordeskat in die boek, hoe beter vir jou kind. En dan wees 'n leesrolmodel, wie van julle hou van lees? Wie van julle se kinders sien jou lees? Dis 'n klomp wat nou so onderlangs kom. Ek wil nou sê, waar hoef jy lees? Waar hoef jy jou lekker lees? Ek sê van julle vriende, nou, broccoli is in die boekjes en het laat jou goeie jou spieren sterk maak. Waar hoef jy lees? Het vir jou van jou lekker te kies. En mama het die interessante boek gelees, kom mama
hulle luister nie altyd na wat ons sê nie. Dan, ons kinders sit partykeer met 'n groot probleem in hulle binneste. Hulle weet nie om met ons daaroor te praat nie, want hulle het nie die woordeskat nie. As jy vermoed, jou kind sukkel om te deel met sy maatjies, nou sy kort in die moeilikheid, gaan soek 'n boek wat daai emosies aanspreek. Gaan vra by die biblioteek. Daar's baie sulke boeke met lewenslessies in. Lees dit vir jou kind. Maak op 'n manier die kanaal oop, sodat jou kind die woordeskat uit die boek uitkry om dan met jou te kan praat. Ons doen ons kinders baie emosionele skade aan, as ons nie vir hulle kans gee en woordeskat gee om hulle self uit te druk nie. 'n Kind gaan nie vir jou sê, mamma, ek is bekommerd in graad 1. Wat is bekommerd? My kind het in graad 7 nog nie geweet wat beteken koester nie. Jy koester vir 'n bal is iemand jou goed. Ek beloof dit vir julle. Maar ek het nooit die woord koester gebruik nie. Ons praat van nederig in ons huis en nou kry jy 'n vraestel die woord beskeie. My kinders sê, mamma, dis altyd se woorde. Idiome, ons kinders word gekonfronteer in die skool met idiome. Wie van julle ken nog idiome? Doen julle moeite om idiome deel te maak van julle daaglikse gesprekke? Julle doen nie, ek sê dit. Dis belangrik dat julle moet. Julle moet. Goed. Okay, wat nou as my kind nie hou van lees nie? Is dit nou heeltemal nie vir my kind? Daar gaan my kind akademiese loopbaan, daar is alles nou goed nie. Nee. Dis doodnormaal as kinders nie hou van lees. Moet nooit jou kind dwing om te lees. Nooit. As die teks, die lees self vir jou kind 'n uitdaging is, gee vir hom klankeboek of gee vir hom prentjieboek om weer te blaai. Gee vir hom 'n tydskrif. Dat hy hierdie tydskrif blaai en praat met hom oor dit wat jy sien. Blaai deur 'n storieboek. Vertel vir jou kind die storie of vra jou kind moet vir jou die storie vertel. Net van die prentjies af. Daai kind sien nou mooi prente. Hy raak nuuskierig oor dit wat daarin is. En op 'n oomblik gaan hy dit wil lees. Dan lees self. Okay, ons het daaroor gepraat. Julle gaan almal begin lees. En dan oral waar jy in die winkel is, wat staan daar? Spar, mamma. Hoe weet ek dis Spar? Jou kind ken vir Spar se logo lankal. McDonald's, Kentucky, Checkers. Jou kind gaan vir jou sê, mamma, daar het Checkers 6060. Want hulle ken die logos. Prys jou kind vir dit. Wonderlik, jy het dit gesien. Wat het jy kom ons by daai winkel? Hoe weet jy ons kom dit by daai winkel? Mamma, wat is 'n hoender op daai Kentucky? Teken. Of wat jy wil maak, né? Geraak en gaan ek vir my pyjamas by Spar koop vanaand. Kom mamma, kom vir jou gaan pyjamas koop. Ons gaan net sommer by Spar koop. Hy redenasie, dis woordeskat ontwikkeling. Doen dit met jou kind as hulle dan nou nie hou van lees nie, né? Oral, boeke teen die mure, alles wat jy sien, selfs daaroor. En dan gaan ek afsluit. Om 'n liefde vir lees te kry is een van die beste geskenke wat jy vir jou kind kan gee. Dit kan nie breek nie. Dit raak nooit oud nie. Dis 'n geskenk. Gee dit vir julle kinders asseblief. Dis iets wat net hulle lewe kan verryk. As dit vir jou gaan oor akademies, my kind moet akademies presteer, lees. As dit is dat jou kind moet probleme kan oplos eendag en kreatief kan dink oor goed, moet hy lees. Almal van ons is nie gedrewe vir akademiese prestasies nie. Maar ek wil graag hê dat as my kind in die lewe na buite kom en hy word gekonfronteer met 'n probleem, dat hy moet kan kreatief dink om die probleem op te los. Hoe gaan hy dit kan doen as hy nie kan lees nie? As hy nie kan planne maak met goed agtergrondkennis wat ek vir hom gegee het. Okay? En lees is pret. Lees vir die liefde van lees. Moenie jou kind dwing nie, daar's ander maniere om dan jou kinders te prikkel om te lees. My heel laaste slide. Wat is jou plig as ouer? Mense, ons is baie maklik. Ek het vir jare skool gehou hier by PLS. Vir jare. Dan met ouer aan en dan sê die ouers vir my, maar juffrou Isa, jy het nie dit gedoen. Toe kom my eie kind by my in die klas toe besef ek, "Sjoe, hoekom het ek nie dit vir my kind geleer nie? Dis nie die juffrou se werk nie, dit was eintlik my werk." So wat is jou plig? Jou plig is om te sorg dat jou kind lees sodat hy as 'n groot mens kan dink. Dis jou plig. Leer hulle lees, dis 'n
waar ek 'n liefde vir lees kwyt, al lees ek 'n feitboek, 'n vals boek, net vir die idee daarvan. Maar dis jou plig as ouer. Baie dankie. Ek afgekom op waar hulle gepraat het oor wat is die verskil? Ek meen, as jy gaan kyk na boeke soos The Grimm Brothers, daai was nogal, ek meen, Rooikappie self. Dis eintlik 'n scary storie. So wat is dan nou die verskil om vir 'n kind Rooikappie te lees en om 'n kind om 'n video te kyk op YouTube met goed wat hulle bang maak? En dan gesê die verskil is 'n boek laat jy 'n kind vir hulle vrese konfronteer, maar op 'n manier wat hy van gemaklik voel. So as hy die boek storie lees van Rooikappie en die wolf, is in sy wolf is dalk so groot. Of sy wolf se tande is net so groot. Maar sit van die storie op YouTube en dit is hierdie geforseerde wolf met rooi oë. En dit is vir die kind bedreigend. So lees is ook emosioneel, waar kinders kan leer om hulle vrese en emosies te verken op vlakke wat dit vir hulle stappie vir stappie meer gemaklik maak. So dit is iets wat ek nou gedink het tussenin. En nou kom ek die twee so saam gaan die lees in die skermtyd. So ja, ek is Linda Sterkenburg en ek is 'n kliniese sielkundige. Wat dit nou beteken is soos na my onderwys het ek my meesters gaan doen in kliniese sielkunde. Kliniese sielkundige, dit is nou maar jou kliniese versteuring. So dis nou maar al die angs, depressie, die ernstige gevalle en dit. So ek dink vir die afgelope wiskunde as onder my sterk, ek dink is nou 8 jaar wat ek gepraktiseer het voordat ek nou in die onderwys departement ingekom het. Ek het baie met kinders gewerk. Was so 70% van my praktyk was ook met kinders wat verskillende uitdagings hanteer. En so professioneel met dit wat ek gesien het, met die kinders en die werk wat ek gedoen en die impak wat skermtyd en tegnologie op kinders het, kan ek nogal baie te sê, maar ook as 'n mamma. Ek is 'n mamma van 2 dogtertjies en persoonlik het ek dit ook ervaar. Ek wil nie nou mense op 'n spot sit nie, maar ek wil 'n bietjie vra, het iemand al gedink oor hulle eie skermtyd? Ek kan erken, ek het al meer as 1 keer gesit met 'n addiction met screen time. Dit was 1 keer vir 'n operasie, dit was laas jaar, en dan kan ek niks gedoen het nie. Ek kon nie loop nie, ek moes altyd in bed bly, kinders was in skool, ouma was aan te kyk, en ek het so game begin speel, en ek moes nie dit gedoen nie. En toe het ek later agtergekom hoe addicted ek geraak het aan my skerm, aan my foon. Dat ek partykeer in die aand, in plaas dan gaan ek gaan piepie, maar in plaas om te gaan terug in bed en verder slaap, dan vat ek my foon. Hoeveel mense sê vir my, nee, hulle kan nie slaap nie, hulle is op hulle foon in die aand. En hulle gaan nou net 'n videoetjie wat wys hoe presies dit so is. So, ek het nou die woord addicted gebruik, en dit is ons kinders gewettig ding. Ons gaan nie vir ons kinders alkohol gee nie, maar ons gee vir hulle foon. En die video gaan nou vir hulle verduidelik, hoekom word 'n foon ook, dit is nou in die DSM, dis nou die, soos die Bybel van sielkunde, word screen addictions word nou ook gekyk om in te bring. So dit is regtig iets wat ons aan aandag moet gee. So as julle so kyk na die prente, dis wat ons sien, wat die landskap van kinders deesdae is. Is ek reg? En as jy nou oplet na die prentjies so self, wat staan vir jou uit? Wat sien jy? Kinders en foto's. Praat met mekaar. Okay. So hierso sien ons kinders wat speel. Ja, hoor of nie? Ja. So die wat ek nie ken nie, is op Netflix. Ek het dit self nog gekyk, want ek kyk net Bluey
en vrou se Romana. Maar ek het gehoor, ons het 'n sielkundige bespreking oor dit gehad en dit is 'n baie goeie ding om te gaan kyk. So dit gaan oor hierdie 13-jarige seun wat 'n moord pleeg. En dit is juist oor die impak van sosiale media, oor tegnologie. Dis die een kommentaar wat ek gee. Maar die ander ding wat ons is, blykbaar as ek in myself dink, 'n stuk in die movie, in die fliek, wat die ouers met mekaar praat en sê, maar jy was 'n goeie pa, jy was 'n goeie ma. Hoe het hierdie gebeur? En my kollega sê, dit is, hulle was goeie ouers, maar daar was nie 'n koneksie nie, daar was nie 'n verhouding nie. Hierdie ouers het nie geweet wat in hulle kind se lewe aangaan by die huis en by die skool, maar ook aanlyn. So dit is 'n baie goeie kommentaar oor die situasie waarmee ons sit in die samelewing. En dan die boek The Anxious Generation, dit is van Jonathan Haidt. Nou, hierdie was vir my, ek gaan nou sê eye-opener, verskoon my al die Engels. So dit is, ek onthou toe, en ek meen, soos ek sê, toe ek nou gepraktiseer het, ek was onder die supervisie van Manel, sy was die hoof senior sielkundige by Weskopie se kinder- en adolessente eenheid. So ek het met mense gewerk wat nog baie meer ervare ook as ek is. En ons almal het met dieselfde ding gesit. Daar's 'n probleem onder ons kinders. 80% van die kinders wat deur my praktyk gestap het, het gesit met angs en depressie. Kinders is nie veronderstel om so te voel nie. En Jonathan Haidt het daai statistieke vir ons gaan pinpoint. En hy het gesê, dis nie internet nie, dis nie tegnologie nie, want daar was al, as jy gaan kyk na die statistieke, die probleem het gekom met slimfone, toe kinders smartphones begin kry. So, hy spreek dit verskriklik goed aan en net so klein klip van hom wat ek net ingesit het. Dan die ander ding, ADHD. Ek wil nie eers sit en sê hoeveel kinders hierso weet ons het ADHD nie. Maar daar's sekere diagnoses soos angs en depressie en ADHD wat baie meer pertinent onder kinders is vandag. Want skermtyd werk op dopamine. Dopamine is jou neurotransmitters in jou brein, die chemiese stowwe wat jou brein help werk. Skerms werk op ons dopamine. Dopamine is ook die stof wat werk met noradrenaline in ons aandag en konsentrasie. Is dit toevallig? Nee, dit is nie. Dat hoe meer ons dopamine depleet met skerms, hoe minder gaan ons sukkel, hoe meer gaan ons sukkel met ons aandag en konsentrasie. So dis nie toevallig dat hoe so skermtyd toeneem, so neem die diagnose van ADHD toeneem. Selfs met ASD, autisme spektrum versteuring. Verstaan my mooi, ek sê die skerms veroorsaak dit nie. ASD nie. Maar ASD sal baie keer kom iemand na my toe sê, ek dink die kind is op die spektrum. Hoekom sê jy so? Want die kind kan nie oogkontak maak nie. Die kind is sosiaal, 'n bietjie awkward. So baie van my sosiale goeders is eintlik maar net skermtyd. Die kind is baie beter in Engels as Afrikaans. Ja, dit is al hierdie goed wat ek noem is trekke van die spektrum, maar dit is nie spektrum nie. Dis die skerm. So daar's diagnoses wat ons sien al hoe meer opkom wat ook gelink word aan skermtyd. Dan die impak van dit, soos ek sê, al die goeders wys ons dat daar globaal 'n impak is. Dit word daar stories oor gemaak, daar's boeke oor geskryf en die mense het ons ook al geleer so Sweden, nou hulle is, ek dink as mens nou kyk na hulle is 'n goed gewikkelde land, jy weet, en hulle het nou al teruggegaan na papier en pen. Niks meer skerms nie. Hulle tablets en screens en rekenaars uit hulle skole uitgevat. Dit moet ons tog laat wonder, hoekom lande wat so goed ontwikkel is voor ons, hoekom doen hulle dit? Daar's in Australië en ek dink in Amerika ook nog al, ek
van hy het al verstaan het, daar sekere lande soos hulle wat ook nou al, hulle noem die green schools, nie net oor groen van sustainability, maar hulle mag nie meer fone by hulle hê. So daar sekere lande wat nou al lankal die impak hiervan af begin sien het om hierdie krisis onder ons kinders aan te spreek. Maar buite na daar globale impak is, wat is die impak wat dit op ons kinders het? Wat dit op ek wil hierdie video vir julle, dis ek het nou wys, gaan nie net oor kinders nie. Want, dit is nou maar, ek onthou my pa het altyd vir my gesê, maak soos ek sê nie, maak soos ek maak nie. Maar dit is, 'n kind is, monkey see, monkey do. So, as ons kyk na die video, met die impak wat dit het, is dit nie net die impak op jou kind nie, maar dit is ook die impak wat dit op jou het. Ongelukkig is dit soveel erger op jou kind, wat nog 'n ontwikkelende brein het. So hierdie is Dr. Matthey, hoop ek sê sy naam reg. Ek weet, dit gaan bietjie klink en lyk of hy op iets sterker is as net 'n skerm, maar hy's 'n French-Canadian dokter, wat spesialiseer in kinderontwikkeling, so verskoon nou, maar ek dink dis hoe my was op praat. Kom ons kyk, bly ek om. The more times the kids spend watching screens, the more it depletes their dopamine receptors. And dopamine receptors are the ones that get implicated in addiction later on, the incentive motivation circuitry of the brain. Number one, the child develops an attachment relationship with the machine when they no longer need to rely on it to meet their emotional needs. But kids are immature and their attachment needs have not been met yet, they can use the digital media to meet their attachment needs, which displaces real human attachment. Kids have friends. What happens on Facebook? Kids like each other. These are attachment dynamics, except the friends are not good friends. Okay, so die eerste ding, soos ek sê, dopamine. So dopamine, dit is deel van ons brein, en dit is die motiverende hormoonstelsel. So, as jy konstant, as jy self scroll, maar mindless scrolling, dit geef ons die heeltyd stimulasie, daar is die heeltyd nuwe inligting, daar is die heeltyd iets niets. Dan met die kyk, ons vinnig as dit verby, as wat 'n nuwe inligting. So, ons brein, as mens, het jy maar 'n kapasiteit wat jy bereik. Dis dieselfde soos met enige afhanklikheid. As jy nou begin het met 2 sigarette en dit jou laat goed voel, later kry jy 2 sigarette nie meer dieselfde effek nie, so dan moet jy nou na 4 toe gaan. So, want dit is jou dopamine wat net threshold het, so hy het konstant meer nodig om my kiek te gee. En dan raak dit uitgebreid. So, dopamine is iets wat skerms op ons impak van het. En dis hoekom maar die konneksie is met angs, depressie, die ADHD, want hy chemiese stof het met al daai dinge te doen. En dan die tweede ding is gehegtheid. Nou gehegtheid is attachment. Ek het altyd verduidelik vir as ek sê dit is soos 'n hawe. As jy dink aan 'n bootjie wat uit die hawe uitgaan en hy gaan en verken en gaan op sy journey en dan kom hy terug na die hawe toe. Dit is die primêre versorger. Ons is veronderstel om daai hawe te wees. Maar ongelukkig sê hulle vir ons is fone besig om dit te vervang. Ongelukkig. So dis die probleem wat ons mee sit. Opsommend, ek gaan net 'n bietjie gaan sit. So ek gaan nie veel praat oor groot motoriese en klein motoriese impak nie, maar yes, die foon het 'n impak op ons groot motoriese ontwikkeling en klein motoriese ontwikkeling van kinders, maar dit is waar die arbeidsterapeute mee te doen het. Hoekom? Want as 'n kind eerder op die foon sit die hele tyd as om te gaan boomklim en fietsry, en te gaan bal speel, wat ek beloof jou, as ek my kinders 'n keuse gaan gee, gaan hulle baie keer eerder die foon kies. So, ja, dan word daai ontwikkeling bietjie benadeel. Lees, Isa het ons ook gesê hoe belangrik dit is, maar
'n kind gaan eerder gaan sit met 'n foon as wat hulle gaan boek. En sy ons my voorbeeld van dit stel. Die verhaal wat ek gelees het is as hulle nie wat my veld van kennis nie, maar hulle sê soos as jy lees, jou oë gaan die hele tyd van links na regs. Jou oë beweeg as jy 'n boek lees. Maar op 'n skerm bly dit net so. Jy staar net so. En emosioneel is dit nogal ook vir my interessant, want baie keer met trauma werk, rapid eye movement desensitization, EMDR en kort, polyvagal theory, gaan dit baie oor ook hulle werk op oogbewegings. So dit sê vir my, ons lyf is gebou om dit te doen. Dit is nie toevallig nie, daar's 'n rol daarin. Maar as ons kinders nie lees nie, dan word dit nie verder ontwikkel nie. Aandag en konsentrasie, soos ek genoem het, dit is nou waar die dopamine inkom. Die ander ding is ook, as jy kind met skerm kyk, laat hy eerder 'n episode op die TV kyk. Want op YouTube is dit hierdie kort videoetjies. So kinders, en dis hoekom ek 'n video ingesit het. Ek sê van man is nogal ironies, maar ek weet dis hoe julle brein ook gekondisioneer is. Ek het 'n video ingesit met iemand wat beweeg en 'n ander stem, want anders sou julle aandag al lankal van my al weg gewees het. Ons kinders is ook so gekondisioneer. Ek luister kort videoetjies, as ek verveeld raak, sluit ek net volgende keer. Gelukkig kan hulle nie met hulle onderwysers doen nie. So hulle om langer te kan te konsentreer. Veral verveel, daai wat dit is. Ons moet leer, ons moet ons kinders weer kan leer om verveeld te wees. Maar nou, sodra ek verveeld is, volgende video, volgende ene. Verveeldheid is, ek het baie keer wat ek, maar dis nou meer oor tieners, want tieners is altyd bold. So, toe ek agtergekom, en kom hulle my toe, soos, hulle dink hulle is depressief. Daar's iets mis nie, dus hulle dink dis depressie. Dit was eintlik net verveeldheid. Omdat daar geen stimulasie is nie, omdat daar geen dopamine kicks is nie, dink hulle dis depressie. Nee, hulle weet net nie wat om met verveeldheid te doen en om hulle selfs besig te hou. Dan sosiale vaardighede. Soos ek gepraat het oor toe ons oor die ASD gepraat het, as kinders nie meer speel nie, leer hulle nie meer daai sosiale interaksie aan. Hulle leer nie die vaardighede aan nie. En 'n studie het gewys dat skermtyd het meer skermtyd, hoe swakker was kinders se vermoë om nie-verbale taal te lees. Hoe swakker was kinders se vermoë om gesigsuitdrukking te kan lees. Goed, en dan volgende een het ek gesê, taalontwikkeling. So, iets wat vir ons gesê het, die belangrikheid van lees en taalontwikkeling. Die probleem met ons skerms en die stories is tussen Engels. En dan kom dit wat ons baie van die assesserings wat ek doen, sit 'n kind met taalverwarring. Hulle kan nie meer tussen Engels en Afrikaans onderskei nie. So, want interessant, ek het in my 3de jaar was my hoofvakke was sielkunde in Engels. En my 3de jaar het ons Engels ons 'n groot navorsingstaak doen. En myne was oor language acquisition. En navorsing wys dat taal vasgelê word nie deur die stukkies in die klastye nie, maar deur dit wat jy blootgestel word op TV. Want my studie het gegaan, want ek was 'n uitreisstudent in Duitsland en nou sit ek soos hierdie Duitsers is so oud soos ek, maar hulle kan nie 'n woord Engels praat nie. Hoe is dit moontlik? Want hulle TV is in Engels. Dan kyk jy hierdie gangster goeters en natuurlik die perfekte, mooi geartikuleerde Duits. Alles word vertaal. So taal word vasgelê oor dit wat ons die meeste blootstelling op 'n daaglikse basis het. Nie in die klas nie. So as dit meer as op die foon kyk, dan gaan die kind sukkel met sy taalverwarring. Probleemoplossing, want as ek verveeld is, as ek speel, die jokkies wil nie werk, sodat ek het wil hê nie, dan leer ons homself dit vir ons op te los. Waar op die skerm word dit net vir my gegee. En dis die enigste opsie wat daar is. So, selfkonsep is 'n baie belangrike ding.
laer 'n kind se selfkonsep of selfvertroue is, hoe meer geneig is hulle tot angs en depressie. Speel is kinders se natuurlike manier van leer. Nie net kinders nie, soogdiere. As ons gaan kyk, evolusie gewys, hoe word diere, hoe leer hulle? 'n leeu welpie leer deur te speel. Dit is hoe ons is ook soogdiere, gekoördineer is, geprogrammeer is om te leer, is deur te speel. En daar is soveel navorsing wat sê, daar is, en ek het maar 'n probleem met skole, maar hier in Piketberg het ek gevind is dit nie so nie, waarvoor ek baie dankbaar is. Maar daar waar ek vandaan kom, is daar soveel klem gelê op akademiese ontwikkeling. Kleintjies moet al sit en lees en skryf en somme maak, hulle speel nie meer nie. En navorsing wys dat daai meer klem op akademiese ontwikkeling en minder speel, hoe slegter gaan dit met die kind se emosionele ontwikkeling. Speel is kinders se natuurlike manier van leer. En as hulle nie speel nie, leer hulle nie. So, dis waar selfkonsep kom. As ek kan 'n toring met blokkies bou, en hy val in, maar ek kan sien, ek kan dit weer doen. Ek kan weer probeer, en dan kom ek reg. Dis op 'n nie bedreigende manier, wat 'n kind leer waartoe hy eintlik in staat is. Sodat hy in die klas kom, as hy moet probeer, wat's 2 + 2, ek kan probeer. Ek kan dit dalk reg kry. As ek dit nie reg kry, is dit right, ek kan weer probeer. So dis waar selfkonsep 'n belangrike rol is. En as kinders speel nie, sit hulle agter die fone. Die ander probleem is ook, en julle kan of my sê of julle kan relate hiertoe. Daar was hierdie een vrou wat ek gevolg het op sosiale media. Ek sal nou nie name noem nie, maar sy was 'n dokter en 'n sielkundige en 'n mamma van dogtertjies. En ek het haar gevolg, want sy is ook gesê sy is 'n parenting expert en 'n child psychologist. En ek het naderhand haar geaanval. Want hierdie mamma se hare is altyd perfek uitgeblaas. Hierdie is 'n spesiale rede, ek doen dit nie gewoonlik, so julle moet nie eers voel, maar haar is altyd. Sy het 80% van die tyd 'n wit hemp aan. Ek is soos, hoe hou jy 'n wit hemp skoon met 2 toddlers? Sy het een keer, dit was daar gestop het, ek kon nie my kinders kry om middagslaapie te vat nie, maar sy post toe nou hoe sy haar 3 dogtertjies, hulle hou piknik en hulle lê mooi hulle kombersies langs die rivier slaap. As ek sê, sy het my soos 'n absolute mislukking van 'n mamma laat voel. Want dis daar, ek het die quote gelees wat hulle sê, met sosiale media, met fone, is dit asof you're comparing your behind the scenes moments with someone else's highlights. En dis dieselfde met kinders. Ek onthou is hierdie, soos julle sal agterkom, my kinders doen ook skermtyd. En soos Ida gesê, dis nie dat ons sê, jy mag niks skermtyd doen, jy mag nie TV-tyd of stories kyk nie, maar om te balans wees. Daar was hier een video wat my dogtertjie gekyk het, Romy, mense ken vir Romy. Nou Romy, die wat nie ken nie, maak hierdie videoetjies, maar sy het die amazingste speelgoed, want ons weet, sy word gesponsor. Nou is my kind nou al my mamma, hoekom kan Romy al hierdie en ons nie? So, net soos wat ek myself gaan vergelyk het met daai fantastiese supermamma, en soos 'n mislukking gevoel het, sien kinders ook, meisies, hierdie lyfies en hoe, en is gemake-upte dogtertjies en alles. En dit raak ook aan hulle selfkonsep. En dis wat ons moet bewus is wat belangrik is. Dan gedragprobleme gaan ook hand in hand baie keer met skermtyd. Want dopamien, jy het nou gehoor oor die dopamien, so as dit so depleted raak, amper maar soos detox, die van julle wat rook en jy weet jy begin al is 'n bietjie tyd vir 'n sigaret, maar jy moet nou maar nog wag, bietjie geïrriteerd, bietjie snappy. Nou ja, kinders, as daai dopamien ook se vlakke ook nodig is, dan is dieselfde.
So kom ons baie keer as die skermtyd weggevat word, ons sien tantrums, ons sien out-acting, daar's 'n rede voor. Die ander ding ook, is dit is aangeleerde gedrag. Dit wat hulle baie keer sal ouers sê, ek weet nie waar kom hierdie kind aan dit nie, ons praat nie so by die huis nie. Nee, maar dit is wat jy op die skerm sien. Of, baie van het ook 'n ouetjie gehad, Mekeroos en hy was graad 5, nou die kind het Call of Duty gespeel. Ken julle Call of Duty? Ja, hy was graad 5. Maar buiten, dit is waar hy skiet. My man speel dit. En hy mag het ook net speel as die kinders slaap. So, maar buiten dit is Call of Duty net soos Roblox, dis online. So daai kind speel in 'n wêreld nie net met ander kinders nie, met volwassenes. En die taalgebruik wat daai kind en die blootstelling wat daai kind gekry het, was baie skadelik. Weereens, ons is so geneig om ons kinders beskerm teen dit wat daar buite is, maar ons laat dit in ons huise toe, onwetend. So gedrag kan deur dit wat ons dopamine affekteer word, maar ook dit wat ons aanleer deur dit wat hulle sien op die skerms. As ons gaan dink aan die vreugde van kind wees, is dit verwondering om te kan gaan verken en te kan iets nuuts leer en ons opgewondenheid, verbeelding. Kinders het dit is 'n ding, jy leer dit nie vir 'n kind aan nie. Kinders word gebore met verbeelding. Maar if you don't use it, you lose it. Speel, soos ek nou al klaar gepraat het, speel is baie belangrik. Daai is die 3 grootste, ek wil amper sê, magic van kind wees. Maar skerms kom steel dit. En ek het nou daai prentjie spesifiek daarin gesit. Want, as ons kyk na daai prentjie van daai kind se hand aan daai ouers se hand, dis hoe dit moet wees. Dis waar die gehegtheid, die attachment moet lê, waar ons daai hand vat en daai hand kan lei vorentoe. Maar op hierdie stadium is fone besig om daai ouers se hand te vervang. En dis waar die probleem. En dis hoekom ons moet optree en seker maak daar's 'n balans. So, nou is my vraag, my daai hand, ja, waar pas ek in die prentjie? Waar's my hand? Want my hand kan ook op my foon wees. So, ek wil hê julle moet gaan, en soos ek sê, ek was self daar. Meer as een keer, wat ek moes myself amper half gaan detox het van my eie foon af. So, hoe lyk my eie skermtyd? Wat is my eie dopamien vlakke en die impak wat dit op my gemoed het? Dan, wat is die voorbeeld wat ek stel? Baie, dan kom die tieners en die ouers sê, die kind is altyd op hulle fone. En dan sal die kind vir my sê, my juffrou, Tannie, my baas ook heeltyd op haar foon. Ja, maar ek lees op my foon, dis wat baie mamas vir my sê, ek lees op my foon. So, nee, dis goed, maar van eerder die boek, dat die kind sien, ek lees. Want jy stel, twee boodskappe vir die kind. En dan, verhouding en konneksie. Dit moet ons prioriteit wees. Is ek my kind se veilige hawe? Want, en dit is hoekom ek is so dankbaar ons doen hierdie nou. En nie eers as hierdie kinders graad 5, graad 6, graad 7 is. Want in grondslagfase, as ons kyk na Erikson se fase van ontwikkeling van kinders, is hulle nou nog, juist nog belangrik nou. Jy kan nou nog 'n verskil maak. Maar, soos hulle ouer word ouers al hoe meer aankoel en die maatjies al hoe belangriker. So, ons het net hierdie oomblik, hierdie kort tydperk, om wel daai verskil te wees, om my veilige hawe te kan wees, van waar ons kinders kan daar buite gaan verken, kan gaan foute maak, kan leer, kan ontwikkel. En dan weet ons wat in die kind se lewe aangaan.
in sy daaglikse lewe, by die skool, maar ook aanlyn. Ek was laas jaar, was hier my kinderbeskerming, julle ken nie Tutela nie, ek dink hier is ons op Batisa en ACTV, maar ek was laas jaar genooi by Tutela se Child Protection konferensie te praat. En toe was daar die vrou wat, sy kom eintlik van Amerika af, sy was in die polisie daar, en sy is nou as 'n missionary hierso in Suid-Afrika gestasioneer, juist oor human trafficking. Nou die goed wat ek daar gehoor het, en die goed wat sy sê, ek na haar in die huis, maar een van die goed wat my bygebly het, wat sy sit toe 'n foto op van haar en haar dogtertjie, nou mens sy's 'n polisievrou, so hier staan hierdie kind met 'n geweer, 'n massiewe geweer, en die vrou, hulle het hulle oorfone op en die vrou staan so by die kind. En sy sê, wie van julle sal julle kinders laat skiet? Nou hierso weet ek plaas beter as haar Gauteng, maar almal se oor daar in die saal geraak, nee joh. Sy sê okay, maar kyk, jy weet daar's die oorfone, daar's safety gear, ek staan by, so dis baie veiliger. Sal jy die kind alleen laat skiet? Nee. Hoop nie, dit word hier ook. Maar ja, maar sy het gesê so, ek sal nie my kind 'n geweer laat hanteer sonder my toesig. Maar hoekom laat ek my kind 'n foon hanteer sonder my toesig? En dit het my getref, omdat ek weet wat sy bedoel. Ek het een keer my dogtertjie, het baie keer voor kan, soos ons sê, ek wil net gaan kos maak. Gee die foon, dat ek net gou kan. Dat ek net gou. So baie keer het sy storie YouTube, nie YouTube, gewone YouTube Kids, wat ek nou gedink het, dis mos nou veiliger, dis beter. So, die YouTube Kids app, en sy kon daarop kyk. En die een dag, toevallig, sit ek langs haar, en sy is besig om die storie te kyk. En het begin as hierdie, amper soos Minecraft, julle ken Minecraft type mannetjies, en hy lyk amper, my dink aan Mario Brothers, jy weet, hy gaan deur hierdie wêreld, maar dis hierdie Minecraft, en die musiek bly dieselfde. Maar toe ek weer kyk, het wat op die skerm is verander. So die klank, dit wat 'n ouer hoor, dit wat ek gehoor het, was glad nie alarming nie. Maar dit wat op die skerm aangegaan het, later in die video, was glad nie dieselfde nie. Toe hierdie mannetjies regtig verander, en amper soos gedrogte. En toevallig het die graad 5 seun wat Call of Duty speel, het my toe nou geleer, maar het my sê, Tannie, maar met YouTube word scary goed nie gesien as red flags of risk factors nie. So, as jy iets as bietjie scary of sulke, dis ook om is 'n baie keer Halloween tipe gesê, so scary word nie gesien as 'n red flag nie. Violence en nudity en daai goeters, maar scary nie. Ek het nou wel nie gaan fact check by YouTube nie, maar dit het nogal vir my sin gemaak. So, ja, weet ons wat ons kinders mee aangaan. Ek het al baie keer vir my kind die geweer gegee en gesê, hou jouself besig. Maar daai dag het ek daar gesit en besef, o jette, daar's eintlik nogal gevare wat onwetend deursluit. En dan, amper ten slotte, ek het nou nie my tyd. Okay, ek is bietjie oor tyd, ek jammer. Maar ek wil graag net, ek het nie die hele onderhoud, maar as julle kan, gaan lees Jonathan Haidt. Maar ek het net so 'n bietjie opsommend, want dit is nou die ding, so hier sit ons, dis 'n probleem, dis 'n bedreiging, 'n ware bedreiging, nie net globaal nie, maar ook in ons huishouding. Wat doen ons nou daaraan? Wat is nou die plan? En hy het 'n lekker paar voorstelle. Question that keeps some parents up at night: how might smartphone use be impacting our kids? New York Times bestselling author Jonathan Haidt
is a social psychologist and a dad of teens. He said about finding the answer in his latest book, The Anxious Generation. It's a call to action, and it's getting a lot of buzz. This current book is hitting at the core of how everyone is feeling. Kids now average more than 8 hours of screen time a day. Haidt says we are witnessing the great rewiring of children's brains as they move from a play-based childhood to a phone-based childhood right before our eyes. Let's give them a real childhood, the kind of childhood that us older people, the kind we look back on. The numbers are staggering, and Haidt contends smartphone use plays a role. Rates of adolescent depression in the United States rose more than 50% from 2010 to 2019. Self-harm rates for preteen girls rose by more than 150%. He lays out 4 new norms that are gaining momentum. No smartphones before high school, no social media before the age of 16, ban smartphones in schools, and more free play. The goal? Giving kids the support and space they need to develop into their best selves. We are so happy. We've been waiting for Twee goed wat ek net wil noem. Hy maak die comment, kom ons gee vir ons kinders die kinderlewe wat ons ken, wat ons vir ons kinders wil hê. Maar ek dink dit sal die ideaal wees, maar ek het ook 'n quote gelees wat hulle gesê het, jy kan nie, ek weet nie wie van dit al oumas beleef wat baie te sê het, maar dit kom uit hulle ervaring. Ons kan ongelukkig nie ons kinders grootmaak soos wat ons groot gemaak was nie. Want hulle word nie in dieselfde lewe, in dieselfde milieu, in dieselfde landskap groot. Soos ek sê, dit is 'n aanhoudend ontwikkelende landskap waar ons kinders in bevind. Maar as ons kan probeer om van daai gesonde speel, weer daai gesonde kinderervarings, daai 3 verbeelding, verkenning en speel weer van hulle kan terugbring sonder dat fone dit speel, kan ons baie reg kry. Hy het ook gepraat oor 8 ure se skermtyd. Hoeveel is die regte skermtyd? Ek het vir Yvette 2 uitdeelstukke gestuur. Julle mag verskoon, dis in Engels. So ek is nou in staatssielkundige, maar ek is nog steeds aandeelhouer saam met 'n vriendin, 'n kollega, en ons het Better You gestig, daai tyd nog in Gauteng, waarop gaan oor psycho-education vir ouers, waar ons agtergekom het met ons sielkundiges, maar daar seker wat ons selfs mee sukkel. En hoe dinge wat ouers, wat ons in ouerleiding agterkom, hoe kan ons hierdie inligting meer accessible maak, maar research-based, sodat nie net nodig TikTok is nie. So ek en sy het al hierdie praatjie moes aanbied, en so die uitdeelstukke oor riglyne, hoe doen ek dit? Want die ding is ook, soos met enige addiction, ek kan nie iemand se sigarette wegvat, as ek nie vir hulle iets aan die ander kant gee, dan is dit 'n recipe for disaster. So daar is 'n bietjie riglyne, wat sy vir julle sê, sy sal op die groep post, dan is dit elektronies, baie gemengde boodskappe besef ek wat ons nou uitstuur, maar jy kan op jou skerm dan nou maar gaan kyk wat is daai riglyne, en dit ook daar. Een van die goeders, soos byvoorbeeld, ons gepraat as jy langs die, as jy nou loop en jy sien iets, een van die goeders is ook, want baie keer gee ons eerder vir die kinders die skerm, want om met ek sê neem aan julle ook, om met 'n kleintjie te travel, is soms al daar, my kind, ons is nog nie eers by Moreesburg, maar so, daai vraag, ons gee maar vir hulle die foon, maar om te kan, en daar's 'n paar riglyne spesifiek in taak aktiwiteite vir dit, I Spy, en dit kan praat oor dit wat daar is, so daar's 'n paar speletjies en goed, en een van dit is die ene wat ek net wil noem, want in die vorige mense nie verstaan nie, daar word ook gesê, soos 'n treasure hunt. Nou soos mense vra, hoe doen jy treasure hunt in die kar? Maar as jy vooraf sê, nou maar ek weet, ek ry van hier af nou Kaapstad toe. Nou weet ek gaan verby die silo's, dis nou silo's in Moreesburg. Dan gaan kry ek 'n prentjie van silo's, as nou 'n klein kind is. Of jy weet, prentjie van 'n skaap, dan jy gaan definitief skape sien. Of 'n prentjie van 'n bees. En dan as jy nog 'n bietjie nader aan die Kaap kom, is daar 'n verkeerslig.
So jy gaan kry 'n bladsy handout en jy of 'n bladsy en jy sit daai ikone en daai prentjies daarop. En dan sit 'n familiespeletjie pad Kaap toe. Wie eerste die skaap sien, hy kry die punt. Okay, en die een wat dan nou wen, hulle kan nou vanaand kies wat gaan ons eet. Of sulke goeie. So dan maak dit 'n lekker aktiwiteit vir jou pad. So ja. Dis dit. Die ander goeders, die laaste ene, het ons alles oor gepraat al in die chat gedan. Dan wil ek vra, is daar enige vrae of enige gedagtes? Ekskuus ek het baie lank. Dit was my subtiele manier om te sê. Ons kan sien ons baie passief vol. Luister eerstens, wil ek namens die grondslagfase vir hierdie twee vrouens verskillende dankie sê, maar ek wil baie dankie vir julle sê. Ek het self ook al kinders wat